Swaalsuur ioniseer in water volgens die volgende vergelykings. Die vraag is so 'n bietjie aangepas. Daar gaan 3 stellings gemaak word en telkens moet jy sê of die stelling waar of vals is. Stelling nommer 1. Water tree as 'n basis in beide reaksies op. Is hierdie stelling waar of vals? Nou kom ons kyk. In reaksie 1 ontvang die water 'n proton en vorm die hydronium-ioon. Dit is 'n protonontvanger, met ander woorde, in reaksie 1 tree water op as 'n basis. In reaksie 2 sien ons presies dieselfde. Die water ontvang 'n proton en vorm weer eens die hydronium-ioon as gekonjugeerde suur, met ander woorde, in beide reaksie 1 en in reaksie 2 tree water op as 'n basis. So stelling 1 is waar. Stelling 2. Waterstofsulfaat tree as 'n amfoliet op. Nou kom ons kyk weer eens. In reaksie 1 begin ons met swaalsuur. Nou, swaalsuur tree op as 'n suur. Dit gaan 'n protonskenker wees. So ons verwyder 'n proton en wat bly oor? Die waterstofsulfaat-ioon. Met ander woorde, in reaksie 1 is die waterstofsulfaat-ioon die gekonjugeerde basis van swaalsuur. Met ander woorde, hier tree dit op as 'n basis. Maar in reaksie 2, wat gebeur dan? Die waterstofsulfaat-ioon tree nou op as 'n suur, dit skenk 'n proton en die gekonjugeerde basis is die sulfaat-ioon. So hier tree dit op as 'n suur. En wat is 'n amfoliet? 'n Amfoliet is 'n stof wat beide as 'n basis en 'n suur optree. Met ander woorde, stelling 2 is ook korrek. En laastens stelling 3. Die sulfaat-ioon is die gekonjugeerde basis van swaalsuur. Nou ons het reeds bepaal dat die gekonjugeerde basis van swaalsuur is die waterstofsulfaat-ioon, terwyl die sulfaat-ioon die gekonjugeerde basis is van die waterstofsulfaat-ioon. Met ander woorde, hierdie stelling is verkeerd.